Goeiemôre my geliefdes, ek groet julle vanoggend in die wonderlikste naam van alle name. Die naam van hom wat is en wat was en wat tot in aller ewigheid sal wees. Jesus Christus, die Seun van God. Baie dankie dat jy vanmôre by ons ingeskakel het. Dankie dat jy vanmôre hier is as 'n kind van die Here om ook te luister na wat die Gees, die Heilige Gees vir ons as gemeente wil sê. Kom ons gaan vir 'n oomblik saam bid en vra dat die Here vir ons vanoggend met sy woord sal seën. Ons dierbare Vader, in u Seun Jesus Christus kom ons voor u vandag. En weet ons dat u genadige hand oor ons elkeen is. Weet ons dat u het 'n ontmoeting met ons gereël vanoggend. 'n Besonderse tyd wat ons vanoggend kan luister na u woord, na u onderrigting, sodat ons kan weet wat u vir ons verlang en ook hoe ons as gelowiges in hierdie wêreld moet handel. Here, seën vir ons elkeen saam. Dankie ook vir u woord wat reg oor die wêreld verkondig word op hierdie Sondagmôre. Mag daar waar u woord gesaai word, u saad gesaai word, mense harte omkeer vir die koninkryk van Jesus Christus. Baie dankie Here dat ons vanoggend deur u geseën gaan word. In Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ek het op 'n baie interessante teksvers afgekom wat my aan die dink gesit het. En hierdie teksvers kom na ons toe vanuit Spreuke 19 vers 17. En daar staan geskrywe: wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Dis eintlik 'n kontradiksie in terme, want het die Here enigiets nodig? Hoekom leen die Here van ons? Hy besit tog alles, hy is die skepper God wat alles gemaak het. Hy is die rykste in die heelal. En ek wil hê ons moet vanoggend net 'n paar woorde besin oor hierdie teksvers. Hoe lyk jou kredietrekord? Jou kredietwaardigheid? Wanneer ons na krediet kyk, dan weet ons dat krediet is skuld. Dis 'n las, dis geld wat jy leen en later weer moet terugbetaal met rente. Wanneer jy dus hierdie krediet aangaan, dan stem jy en die een wat vir jou die krediet gee, saam oor die tydperk vir terugbetaling. Nou hierdie krediet het te doen met kredietkaarte, persoonlike lenings en ook jou verbandlenings op jou huis. Dit is algemene forme van krediet. En dan is daar sekere voorwaardes wat geld in hierdie kredietooreenkoms. Wanneer jy te veel skuld het, dan word jou finansiële gesondheid ernstig benadeel. Jou kredietwaardigheid of jou gradering, jou kredietgradering, is dus die maatstaf vir jou vermoë om 'n lening te kan terugbetaal. Nou hier gaan dit oor faktore wat hierdie kredietwaardigheid of kredietgradering beïnvloed, naamlik jou betalingsgeskiedenis, jou skuld tot inkomste verhouding, maar ook die lengte van die kredietgeskiedenis. Wanneer jy dus 'n goeie kredietgeskiedenis het, dan jy kan beding vir laer rentekoerse en jy kan ook maklik goedkeuring kry. Dus betaal jou rekeninge betyds en hou jou kredietbalans laag, jou kredietkaartbalans laag.
En wanneer ons so op ons kyk, by die vriende, dan sien ons mense wat absoluut in die skuld gedompel is. Hulle kredietkaarte is uitgemax. Die leningsbedrag wat hulle het, is tot op die hoogste en jou terugbetaling vat omtrent amper 80% van jou inkomste elke maand. Mense sukkel, mense kry swaar. En hulle kredietrekord is nie baie goed nie. Nou kom ons by hierdie teksgedeelte. Wie om ons ferm oor die arme, leen aan die Here. Beteken dit dat die Here, wanneer hy by ons leen, dat hy as ware dan by ons in die skuld is? Beteken dit dat wanneer die Here dan nou nie daar die skuld aan ons terugbetaal nie, dan kan ons hom aankla? Want dit is tog presies wat met mense gebeur wat nie hulle geld kan terugbetaal aan die krediteure nie. En dan sit jy met 'n negatiewe kredietbalans. Hoekom het die Here hierdie teksvers in die Bybel aan ons gegee? En ek het 'n bietjie daaroor gaan dink. Hier gaan dit vir my ook oor ons kredietwaardigheid by God. Ons kredietrekord by God. En ons weet uit die Bybel uit dat ons as mense is belas met skuld, die skuld van sonde. En ons kan niks doen uit onsself uit om te betaal vir ons sonde nie. Die Spreukedigter kom en hy sê vir ons: God leen by my en by jou. En daarmee wil hy sê dat die Skepper God, die God van hemel en aarde, het 'n verhouding met my en jou. En hy het 'n verhouding met die wêreld. Die wêreld wat in armoede gedompel is, die wêreld wat swaar kry, die wêreld wat as ware in barensnood verkeer, sê die boek Romeine. God is betrokke by my en jou en by die nood van die armes, en hy gee aan my en jou sekere verantwoordelikheid dat die kinders van God moet sorg vir die minder bevoorregtes en vir sy koninkryk. Ons is as ware ambassadeurs. Ons is die beeld van God geskape, beelddraers van die Allerhoogste. Ons is rentmeesters van God. Wat beteken dat as die Here hier op die aarde sou loop, dan sou hy presies doen dit wat God aan hom gesê het. Maar nou het hy vir my en jou hier geplaas, want die Here is nie hier op die aarde nie, hy is in die hemel. En nou vra God 'n lening van my en van jou. Hy vra dat ek my goed vir die armes sal gee. God staan nie op die straathoeke en hy is besig om brood uit te deel nie. Nee, hy gee daardie voorreg aan jou en aan my. En hy beskou dit as 'n lening. Maar meer is dit, God onderneem om dit terug te betaal. Waar en hoe en wanneer, dit weet ons nie. Maar kom ons beskou dit as 'n langtermynbelegging, as 'n hemelse belegging, of beter nog, kom ons skryf die lening af as 'n dankoffer. Hoekom as 'n dankoffer? Want ons is in die skuld eintlik by God. En Jesus Christus het daardie skuldbrief wat teen ons was en vyhandig teen ons was, met sy insettinge, het hy uitgedelg
en uit die weg geruim deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit sê Kolossense 2 vers 14 tot 15 vir ons. Ons skuld God, maar hy het die hoogste prys betaal sodat ek en jy vry kan wees. Wat is die Bybelse definisie van armoede? En dis nou baie interessant, in 1 Timoteus 6 vers 8 en in Job 24 vers 5 tot 11 sê die Here vir ons: dit is genoeg as ek en jy kos en klere het. Enige iemand wat minder as dit het, is arm. Dus as ons kos en klere het, dan sê die Here, dan is ons ryk. Enige iemand wat minder as dit het, is arm. 9,2%, ongeveer 689 miljoen mense wêreldwyd leef in algehele armoede. Wat beteken dat hulle het glad nie kos of baie min kos, geen skoon drinkwater of toegang tot enige mediese dienste nie. Die wêreld is arm. Mense het nie die nodigste nie. En daarmee kom die verantwoordelikheid na my en jou toe. En my liewe broers en susters, mense raak vinnig ongemaklik as hulle gevra word om te gee. En nou praat ons van kollektes en bydraes en tiendes en offerandes, of watter term ook al gebruik word om te gee. Mense sal sê, moet asseblief nie te veel daarop hamer nie. En daarom is predikers baie versigtig om hierdie tema aan te pak. En selfs liefste vir my. Maar ek wil vir julle sê dat in die Bybel is daar oor die 2000 verwysings wat aan hierdie onderwerp gegee word om te gee. Jesus het meer daarna verwys as na geloof en gebed saam. So ons vra dus vir onsself, wat is dus die probleem? Waarom het mense 'n probleem om te gee? En die Here sê, wanneer ons ontferm oor die arme en vir die arme gee, dan is dit 'n lening wat ons eintlik aan die Here gee, en hy is by ons in die skuld. As twee hoofredes waarom mense nie meer gee nie. Die grootste van die twee is dat mense nie weet waarom hulle moet gee nie. En die tweede rede is dat mense bang is, hulle gaan 'n verlies ly as hulle van hulle geld of hulle besittings weggee. Hulle is bang dat hulle dit nie kan bekostig nie. Nou, hoekom moet ek gee? Hoekom sien die Here dit as 'n lening dat ek moet gee vir hulle wat minder bevoorreg is? Die antwoord is baie eenvoudig. As kind van God verwag die Here dit van my en van jou. In 1 Johannes 3 vers 17 word die vraag gevra: wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Hier sien ons baie duidelik die verband wat daar bestaan tussen as ons sien iemand gebrek ly, maar ons hou terug, ons het geen meegevoel nie, ons het geen offervaardigheid nie, dan word dit gekoppel aan liefde vir God. Dan is God nie meer dan is mense nie lief vir God nie, sê die woord. Wat staan die kinders van God te doen? Wat sê die Here wat ons doen? In
Jesaja 58 vers 7 staan daar, is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, en dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat as jy jou medemens nie net so aan hulle lot moet oorlaat nie. So kom die Here en hy sê vir ons het 'n ongelooflike verantwoordelikheid teenoor die koninkryk van God en die mense wat in daardie koninkryk is, ryk en arm, maar veral die armes. Jesus het gekom vir die wat arm is en ook arm van gees is. In die eerste kerk het hulle hierdie konsep baie goed verstaan. In Handelinge 4 vers 34 staan daar geskrywe, nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Ja, so kom die Here Jesus ook en hy sê, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Met die verduideliking het die Here gekom en hy sê, en dit is asof jy aan hom gee wanneer jy aan behoeftiges gee. As jy dit nie vir die geringste van hierdie mense doen nie, sê die Here, het ons dit ook nie aan hom gedoen nie. Dit is dus duidelik dat God se kinders moet sorg vir die minder bevoorregtes. En nou vanmôre praat ons nie net oor die tiendes en offergawes aan die kerk nie. Ja, dit val ook binne in hierdie gee wat die Here vir ons sê. En daar is verskeie tekste in die Bybel wat hierdie tema dan onderskraag. Die belangrikste is wat die Here vir ons gesê het. Paulus het ook gesê in Korintiërs, hy sê, weet julle nie dat die wat die tempeldiens verrig uit die tempel sal lewe en die wat die altaar bedien uit die offers hulle deel ontvang, sê die Here. Hy sê, so die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Ons lees dus in verskeie plekke in die Nuwe Testament aan gelowiges geld gestuur het aan die gemeentes in Judea, dus met ander woorde Jerusalem en omgewing. So kom die Here vandag vir ons en hy sê, as kinders van God word ons dus ook vir ons verwag om aan die kerk te gee, want die kerk is juis daar as 'n instrument om vir die armes kos te gee. En te verseker dat die wat die armste van die armes is, versorg te word. 'n Bydrae te lewer vir die verkondiging van die evangelie. Nou kan ek en jy dit bekostig om te gee? Die Here sê ja. Ons kan bekostig, want die Here kom en hy sê, gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Dis 'n belofte wat die Here in Lukas 6 vers 38 vir ons gee. En dit is wat die Here as ware vir ons teruggee. Hy sê as ons gee in 'n goeie maat, dan word dit as ware in ons hande ingestamp, geskit en propvol in julle hande teruggegee. Vereer die Here met offeranders uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van wyn. Spreuke 3 vers 9. Die Bybel kom ook in
Deuteronomium 15 vers 10 en hy sê, gee vrylik aan jou broer wat arm is en moenie sleg voel omdat jy vir hom gee nie, want juis omdat jy vir hom gee, sal die Here jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy doen en aanpak. Ons leef as gelowiges in die beloftes van God. Ons ken hierdie bekende teksvers in Maleagi 3 vers 10 tot 11. Hy sê, bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En dan kom die Here en hy sê, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel, die skatkamers van die hemel vir jou sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. En hier is die rente, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die springkanne keer, dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here, die Almagtige. As ek dus hierdie verse lees, dan lyk dit vir my eerder asof ons kan vra, kan ek bekostig om nie te gee nie? Nou my liewe vriend, vriendin, die goeie nuus is dat ek en jy hoef nie meer te gee as wat ons nie kan nie. God kyk na ons harte. Die arme weduwee het 2 muntstukkies in die offergawekis gegooi, maar Jesus het geweet, sy gee meer as die ryk mense wat baie geld ingegooi het. Markus 12 vers 41 tot 44. En hy het gesê, as jy die armes help met jou linkerhand, nie weet wat jou regterhand doen nie, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou wel beloon. Matteus 6 vers 3 tot 4. God kyk na ons harte en hy wil ons beloon. Hy wil daai lening wat ons aan hom gemaak het, betaal hy terug van ons met rente. Want hy is 'n goeie, wat is die woord wat ons kan gebruik? 'n terugbetaler. God het 'n goeie terugbetalingsgeskiedenis. Hy is getrou. Die skuld wat ons by hom het ten opsigte van die inkomste wat God het, daardie verhouding is uitermate, want God het die skatkiste van die hemel wat hy vir ons kan oopgee. Deur te gee maak ek en jy vir ons skatte in die hemel bymekaar. Deur te gee is ek en jy gehoorsaam aan God se woord. Deur te gee neem jy 'n geloofstap en maak jy jou lewe oop vir die beloftes van God wat daarmee gepaard gaan. Maar die belangrikste rede is waarom ons moet gee, my broer en suster, is omdat Jesus Christus homself vir ons gegee het. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis waar daar die dankoffer inkom. Dit is wat daar die hemelse belegging inkom. Daar die langtermynbelegging, want ons is ewigheidskinders. Daarom, my broer en suster, gee met liefde en dankbaarheid en God sal sorg. Laat my toe vanmôre om af te sluit en vir jou uit te daag en ook vir myself uit te daag. Ek en jy is in God se hande. Kom, wanneer ons besin oor hierdie gedagte, kom ons rol ons moue op, kom ons haal ons beursies uit en laat God se hande aan die werk kom. Mag die Here vir jou seën met hierdie boodskap vanoggend. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader,
Dankie dat ons kan besin oor hierdie eenvoudige teksvers in u woord. 'n God wat by ons leen en ons met oorvloed terugbetaal, omdat ons harte goed is, omdat ons liefde vir God groot is, omdat ons liefde vir ons medemens groter is as onsself. Seën ons vanoggend met hierdie boodskap, Here, en ons gee nie met die verwagting dat ons terug sal ontvang die Here, maar u belofte sê, u sal u skuld betaal met rente. U sal vir ons sorg. En ons wil vanmôre 'n geloofstap neem opnuut weer, wanneer ons kyk na ons eie kredietwaardigheid, ons eie kredietrekord, ons eie skuld, ons eie las voor u. En dan kan ons maar net sê, dankie Here Jesus. Dankie dat ons onverdiend u kruisdood, u opstanding, u hemelvaart, u wat vir ons 'n plek maak in die hemel, 'n huis om vir ewig in te bly. U bloed wat ons vrygekoop het van die sondelas, van die sondeskuld, die skuldbrief. Dankie, dankie daarvoor, Here. Ons vra dat u elke dag met ons sal wees in hierdie gedagte, dat ons 'n verhouding met u het, en 'n verhouding het met ons medemens, maar veral ten opsigte van hulle wat arm is. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan 'n laaste gedeelte saam sing uit die woord van die Here uit, of uit 'n liederboek uit, en kom ons prys hom, sy grootheid en sy almag vir wat hy vir ons gee. Liewe vriende, ek wil julle graag huis toe stuur met hierdie volgende woorde. Geseënd is die man en vrou wat op die Here vertrou. En wie se vertroue op die Here is, want hulle sal wees soos bome wat by die water geplant is, en hulle wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar by sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte sal hulle nie besorg wees nie, en ook nie ophou om vrugte te dra nie. Mag hierdie woorde vir julle vertroos in hierdie week, en mag dit met julle wonderlik goed gaan in die naam van Jesus Christus. Amen. As hy